trigonometrie, triegdiagramme, of soos ek het noem, triegdriehoekies. So die volgende deel waarna ons gaan kyk is hoe om sekere triegvrae op te los deur driehoekies of diagramme te teken. Ok, so hier is weer al ons inligting wat ons benodig en natuurlik ons graad 12 identiteite. Ok, kom ons gaan kyk hoe lyk hierdie tipe somme. Voorbeeld 1. Hulle sê daar vir ons, indien 5 cos A plus 3 gelyk is aan 0, met A 'n element tussen 0 en 180 grade, en 5 tan B is gelyk aan 12, met sin B kleiner as 0, bepaal die volgende met behulp van 'n diagram. En dan het hulle 'n paar vrae wat hulle vir ons gee. So vir hierdie tipe vrae moet ons die inligting wat ons het as een trigonometriese uitdrukking neerskryf aan die linkerkant en aan die regterkant moet ons 'n verhouding hê. So kom ons begin by die eerste stuk van hierdie vraag en ons gaan nou die cos A alleen kry deur die 3 en die 5 oor te vat. So dan gaan dit word minus 3 op 5. En by die tweede gedeelte van die vraag, hier is nou 'n beter sprake, gaan ons die tan B aan die linkerkant alleen kry en ons gaan die 12 op 5 na die ander kant toe vat. So nou het ons in beide gevalle aan die linkerkant een trigonometriese uitdrukking en aan die regterkant het ons 'n breek of 'n verhouding. En nou gaan ons daardie inligting gebruik om twee triegdiagramme of triegdriehoekies te teken. So kom ons kyk na ons eerste gedeelte, die bloue. Ons het daar 'n cos wat negatief is. So ons moet nou baie mooi besluit in watter kwadrant gaan ons nou hierdie diagram of hierdie driehoekie teken. So cos is negatief in die tweede en in die derde kwadrant. So ons kan die driehoekie in die tweede of in die derde kwadrant teken. Maar nou gee hulle vir ons nog inligting. Hulle sê dat die hoek waarmee ons nou werk, hierso die A, is tussen 0 en 180 grade. En dit is in die eerste en in die tweede kwadrant. So die kwadrant waar daar twee merkies is, dit is die kwadrant waar ons dan die driehoekie gaan teken. Goed, so ons gaan dan 'n lyn trek in die tweede kwadrant en ons gaan dit aftrek na die x-as toe. Ons gaan dit altyd verbind na die x-as toe. En dan gaan daai ons 90 wees. Dan gaan ons hoek A gaan altyd wees vanaf die eerste kwadrant tot ons by die lyn uitkom en ons gaan 'n pyltjie maak en daai hele hoek is ons A. Maar vir ons kan ons net 'n kolletjie daar maak want as ons gaan die driehoekie gebruik en waar daai kolletjie staan, dit is eintlik waar die A ook staan vir ons. So in die skets maak ons dit daar by die pyltjie, so dit is daai groter hoek vanaf die eerste kwadrant tot vas in ons lyn. Maar vir ons, wanneer ons die driehoekie gaan gebruik, gaan ons die A by die kolletjie laat staan. So nou staan daar dat cos A, wat aangrensend op skuins is minus 3 op 5. So as die A eintlik by die kolletjie staan, dan gaan die aangrensende sy daai minus 3 wees, en die 5 gaan my skuins sy wees. En dan kan ons met Pyth die derde sy gaan uitwerk. Gaan dit sommer hier in oranje doen. So kom ons noem daai sy y. So as ons daai derde sy wil uitwerk, dan gaan ons altyd sê skuins sy kwadraat is gelyk aan die som van die ander twee sye gekwadreer. So dan gaan ons hê 25 en ons gaan daai 3 kwadraat oorvat, minus 9 is y kwadraat. Dit gaan wees 16 is y kwadraat en ons y gaan dan 4 wees. Goed, so ons weet dat ons derde sy het ons met Pythagoras uitgewerk en dit gaan 4 wees. En nou dat ons klaar is met ons driehoekie, moet ons net kyk of enige van daai sye se tekens dalk moet verander. Ok, die minus 3 is reg, want ons is in die negatiewe gedeelte van die x-as daar. Die 4 is reg, want ons is in die positiewe gedeelte van die y-as daar. En die skuins-sy is 5 en dis altyd positief. En dan kan ons altyd net ons derde hoek uitwerk en dit gaan altyd wees 90 minus die hoek waarmee ons nou werk. En ons werk met A en A is waar die kolletjie staan. Ok, nou kan ons die tweede gedeelte van die som doen. Kom ons doen die hoek B. So daar het ons 'n
tan wat positief is en tan is positief in die eerste en in die derde kwadrant. Nou moet ons kyk na die ander inligting wat gegee is, dit is waar sin negatief is. So sin is negatief in die derde en die vierde kwadrant. So die kwadrant met die 2 regmerkies, dit is waar ons dan ons driehoekie gaan teken. So ons gaan ons driehoekie of ons diagram in die derde kwadrant teken. So ons gaan 'n lyntjie maak in daai kwadrant en ons gaan dit dan trek na die x-as toe, altyd na die x-as toe. Daai is 90 grade. Ons gaan by die eerste kwadrant begin en ons gaan 'n pyltjie ommaak totdat ons by die lyn kom en daai hele hoek is dan my B in hierdie geval. En dan maak ons dit vir ons 'n kolletjie binne in die driehoekie want vir ons is dit eintlik waar die B staan, maar vir die skets moet die B by die pyltjie wees. Maar vir ons, as ons in ons driehoekie gaan werk, is die kolletjie waar die B staan. Nou sê hulle dat tan B is 12 op 5. Tan is teenoorstaande op aangrensend, so ons gaan hê 12 op 5. Nou sien ons raak dat die 12 is by die negatiewe gedeelte van die y-as, so ons weet ons 12 moet 'n minus wees. Ons 5 is by die negatiewe gedeelte van die x-as, so ons 5 moet ook 'n negatief raak. Nou gaan ons derde sy gaan uitwerk, ons kan dit enigiets gaan noem, ek gaan dit nou sommer R noem. So skynsy kwadraat is gelyk aan die som van die ander 2 sye gekwadreer. So die R kwadraat is 144 plus 25, so dit gaan wees 169, so ons R gaan 13 wees, dis ons derde sy. So ons kan die R gaan uitvee en dit gaan 'n 13 wees. En die skynsy is altyd positief. Goed, nou is ons harde werk verby en nou moet ons die somme gaan oplos. En wat ons wil doen in al die somme, ons wil dit omskryf sodat dit vir ons 'n A-hoekie kan gee of 'n B-hoekie, want dit is die hoekies waarmee ons kan werk. Dit is die driehoekies waartoe ons kan gaan om ons antwoorde daaruit te gaan haal. So enige ander hoek wat nie net 'n A of nie net 'n B is nie, kan ons nie meer werk nie. Ons gaan eers dit moet manipuleer of 'n identiteit uitskryf of dit kleiner maak of dit vereenvoudig sodat ons die hoekies kan hê wat in ons driehoekies is. OK, nou ons eerste som daar is sin B plus A. So daar's nie 'n hoek sin B plus A nie, daar's net 'n hoek A en B. So hierdie is 'n identiteit wat ons gaan moet uitskryf. So dit is een van ons graad 12 identiteite, so dit gaan wees sin van ons eerste hoek, cos van ons tweede hoek, plus cos van ons eerste hoek, sin van ons tweede hoek. Goed, en nou het ons hoeke wat net A en B is, so nou kan ons al ons antwoorde in ons driehoekies gaan haal. So die eerste gedeelte, sin B, ons gaan na die pers driehoekie toe, en sin is teenoorstaande op skyns in die pers driehoekie, en ons gaan staan nou by die kolletjie, want die kolletjie is waar ons B vir ons is. Ons kan eintlik net hierso gou in die pers driehoekie, ons derde hoekie is altyd 90 minus die hoekie waarmee ons nou werk, en ons werk het eintlik uit deur binnehoeke van 'n driehoek. OK, so kom ons gaan voort, so sin B gaan wees minus 12 op 13. Cos A, ons gaan na die blou driehoekie toe, ons gaan staan by die kolletjie, want dis ons A, aangrensend op skyns is minus 3 op 5. Plus cos B, ons gaan na die pers driehoekie toe, ons staan by die kolletjie, aangrensend op skyns is minus 5 op 13, en laastens sin A, blou driehoekie, teenoorstaande op skyns, dis 4 op 5. Goed, en nou moet ons net daai vereenvoudig. Die eerste term, ons maal alles bo met mekaar, dis 36. Onderste term, ons maal onder met mekaar, dit is 65. Minus, want 'n plus maal 'n minus en 'n plus gee ons 'n minus. 5 maal 4 is 20 en 13 maal 5 is 65. En dit gee dan vir ons 'n finale antwoord van 16 op 65. So gebruik ons sakrekenaar vir sulke basiese berekeninge. Goed, die volgende vraag, cos 2a. Ons hoek hierso is 2a. In die driehoekies is daar nie 'n hoek wat 2a is nie. So ons moet hierdie gaan uitskryf as 'n identiteit. So daar's 3 opsies vir hierdie cos identiteit en hier by die driehoekie vraag, maak dit nie saak wat se identiteit jy kies nie, want daar's niks wat langs aan dit nou staan nie. So ek gaan nou sommer daai cos identiteit kies. Dan gaan dit wees 2
Kos A's gaan na die blou driehoekie toe, aangrensend op skuins, ons staan by die kolletjie, so dis minus 3 op 5, kwadraat, minus 1. Goed, en nou kan ons net in ons sakrekenaar intik om ons bietjie te help, so dit gaan wees 9 op 25, minus 1, en dan gaan ons finale antwoord wees, die 2 is eintlik 2 op 1, so as ons die tellers met mekaar maal, is dit 18, en die noemers 25 maal 1, en dit gee vir ons dan 'n finale antwoord van minus 7 op 25. Ok, nou vir die laaste twee vrae, twee baie belangrike vrae, en dit is wanneer hulle vir jou, die hoeke wat hulle daar vra, is 'n halwe hoekie, van een van die hoekies wat in ons driehoekies is. Dis A op 2, so dit is 'n halwe hoekie. So ek gaan net hier langs aan neerskryf, hierdie gaan nou ons halwe hoekie vraag wees. Halwe hoekie. Goed, so wanneer ons dit kry, gaan ons met beide van hulle altyd begin met kos 2 van daai halwe hoekie. Ons begin altyd met kos 2 van daai halwe hoekie. En dan gaan ons die kosidentiteit gaan uitskryf, maar ons gaan die ene kies wat dit in het wat hulle vir ons vra. So by die ene gaan ons sê kos 2 kos kwadraat van my hoekie minus 1. So hier het ons nou die identiteit gaan uitskryf. Kos 2 van 'n sekere hoek is gelyk aan 2 kos kwadraat van daai hoek minus 1. Ok, ek gaan net die ene ook begin. Ons gaan hier begin met kos 2 van daai hoekie. So ons moet altyd daai halwe hoekie vat, en ons moet begin om te skryf kos 2 van daai hoekie. Maar by die ene gaan ek die identiteit uitskryf wat 'n sin in het, want dit is wat hulle hier vir my vra. So dit is ons begin, en as ons net dit kan onthou, dan gaan die res van die som maklik wees. So hierdie is die belangrike gedeelte. Dit is hoe ons met die halwe hoekie vraag moet begin. Ons moet begin met ons kosidentiteit. Wat dan gaan gebeur, is aan die linkerkant gaan die 2 en die half mekaar dan uitkanselleer, so dan het ons net 'n kos A, en ons kan niks hierso doen nie, want ons het nie 'n driehoekie met 'n halwe hoekie in nie, so ons los dit net, so dit is wat ons nou wil uitwerk. Maar aan die linkerkant, die kos A, weet ons wat die antwoord is, dit kan ons uit ons driehoekie gaan haal, en dit is dan nou in hierdie geval minus 3 op 5. En nou moet ons net met algebra daai kos A op 2 loskry, want dit is wat ons wil uitwerk. So om dit los te kry, moet ons net alles wat vas is aan dit oorvat. So in hierdie geval gaan ons die minus 1 oorvat, so dit word 'n plus 1, en dan moet ons alles deel met 2. En dan laastens moet ons die vierkantswortel om dit sit, en dan gaan ons uitkom by kos A op 2. So ons moet alles rondom dit wegvat. So wat ons weggevat het was die min 1, en toe het ons gedeel met 2, en toe het ons die kwadraat weggevat deur 'n wortel daar te sit. Goed, en dan is ons finale antwoord, ek gaan hom net daar skryf, ons finale antwoord, kos A op 2 is dan, en jy kan dit in jou sakrekenaar intik, maar as ons dit gou in ons kop wil uitwerk, dit gaan dan wees wortel minus 3 op 5 plus 1, so plus 5 op 5 is minus 2 op 5, is 2 op 5, en 2 op 5 gedeel deur 2 is 1 op 5. Maar ons kan net daai in ons sakrekenaars intik. En dit is kos A op 2, en dit is wat hulle daar gevra het. Maar die begin was die moeilike gedeelte. Goed, kom ons doen gou die sin. So ons begin weer met kos 2, altyd 'n kosidentiteit van daai hoekie, en dan skryf ons die identiteit uit. Ekskuus, hier is net 'n klein foutjie. 1 minus 2 sin kwadraat van die halwe hoekie. Dan aan die linkerkant gaan die 2 en die half mekaar uitkanselleer, en daar bly oor kos A.
Goed, en dan het ons dit. Nou kan ons nie die sin A op 2 se antwoord gaan kry nie, dit is wat ons wil oplos, want daar is nie 'n hoekie in ons driehoekies met die hoekie A op 2 nie, daar's net 'n hoek A. So ons gaan die linkerkant se antwoord gaan kry, die cos A, en dit weet ons nou al is minus 3 op 5. Goed, en nou moet ons weer met algebra die sin A op 2 los kry. So ons gaan sê minus 3 op 5, en die eerste ding wat ons gaan oorvat is die 1, so dit word 'n minus 1. Dan moet ons deel met 'n minus 2, en dan moet ons weer die vierkantswortel kry om die kwadraat weg te kry. En dit gaan dan die sin A op 2 vir ons gee. So wat ons gedoen het, ons het eers die 1 oorgevat deur te minus 1. Dan het ons gedeel met die min 2, en dan het ons die kwadraat weggevat deur 'n vierkantswortel te kry. So dan is ons finale antwoord, ek gaan hom net hier neerskryf, sin A op 2 gaan dan wees wortel, en ons kan dit in ons sakrekenaars intik, maar minus 3 op 5 minus 1 is minus 3 op 5 minus 5 op 5, en dis minus 8 op 5. Minus 8 op 5 gedeel deur minus 2 is 4 op 5. Ok, en dan hierdie ene kan ons net vereenvoudig. Daai antwoord is dan net 2 op wortel 5. 2 op wortel 5. Goed, en dis die halwe hoekie vraag. Ok, kom ons gaan kyk na die volgende voorbeeld. Net so 'n bietjie 'n ander tipe voorbeeld. Dis nog steeds dieselfde, dieselfde tipe somme, hy lyk net so 'n bietjie anders. Hier het hulle klaar vir ons bietjie die sketse gaan gee. So ons hoef nie hierso te gaan uitwerk het in watter kwadrant moet ons die driehoekies teken nie. So hier het hulle vir ons 2 driehoekies geteken. En die eerste driehoekie gaan ek nou sommer weer pers maak. So ek gaan 'n bietjie inzoom hier. Die eerste driehoekie het 'n theta in, en die koördinaat B is 1 op 5. So die 1 is my x en die 5 is my y. So ons weet dat hierdie gaan 1 wees en daai gaan 5 wees. En dan kan ons daai sy met Pyth gaan uitwerk deur te sê r kwadraat skuin sy kwadraat is 5 kwadraat plus 1 kwadraat. So r kwadraat is 25 plus 1 wat 26 is. So die r gaan wortel 26 wees. So in die eerste driehoekie kan ons nou net ons skynsy gaan uitwerk, en dit is wortel 26. En ons sien ook dat ons hoek is theta. So ons hoek is hierso theta. So ons weet dat daai hoek gaan wees 90 min theta. Ok, dan as ons verder kyk, hierdie is nie 'n 90 grade driehoekie nie. So ons kan niks hierso doen nie. Dan gaan ons na ons ander driehoekie kyk, hier aan die linkerkant. Ek gaan hom sommer in blou doen. So wat kan ons hier invul? Daai is ons x, daai is ons y. So daai lengte is k en daai lengte is 5. En hier kan ons nog nie die skynsy uitwerk nie, want ons het 'n min inligting. Ok, maar 'n baie belangrike, interessante ding wat ons hier sien, is hierdie hoekie is theta. Daai stukkie is vir een of ander rede nou ook theta. So hierdie hele hoek van die eerste kwadrant tot by daai lyn is 2 theta. Daai hele hoek is 2 theta. En in die vorige som kan julle onthou dat wanneer 'n hoek van die eerste kwadrant afgaan tot by 'n sekere lyn, wat ook al daai hoek is, hy is nou 2 theta, dit is dan dieselfde as daai hoek. So dan maak ons mos 'n kolletjie, en ons weet dat vir ons is daai kolletjie waar daai hoek staan. So, wat interessant is hier, is ons moet in ag neem dat daai alfa kan eintlik ook gesien word as 2 theta, omdat die skets so opgestel is. Ok, so ons wil net daarvan notasie neem. So kom ons kyk nou na die vraag. So die eerste vraag wat hulle hier vra is, wat is die waarde van sin 2 theta? So daar is 'n driehoek met 'n hoek van 2 theta, en dit is nou my blou driehoekie, daar waar ek die oranje 2 theta gemaak het. Maar daar is nie waardes wat ons vir sin 2 theta kan gee nie, want ons het nie die k nie en ons het ook nie die skynsy nie.
So nou moet ons maar hierdie 2 theta gaan opbreek as 'n identiteit, omdat daar nie genoeg inligting in die driehoek is waar daar wel 'n 2 theta is nie. So hierdie kan ons opbreek as 2 sin theta cos theta. En daar is 'n driehoekie wat 'n theta in het, dis die persdriehoekie. So ons kan nou ons antwoorde in die persdriehoekie gaan haal. So dit gaan wees 2, en dan sin theta is teenoorstaande op skuins, so dit gaan wees 5 op wortel 26, en cos theta is aangrensend op skuins, en dit gaan wees 1 op wortel 26. Nou gaan ons alles bo met mekaar maal, daai 2 is eintlik 2 op 1, so 2 maal 5 maal 1, ons maal al ons tellers, dis 10, en 1 maal wortel 26 maal wortel 26 is 26. En as ons dit vereenvoudig, kry ons 5 op 13. So sin 2 theta is 5 op 13. Goed, nou wil hulle die lengte, nommer B, die lengte van OA. So dit is die skynsy in die blou driehoekie. So ons kan dit weer eens nie met Pythagoras uitwerk nie, want ons het te min inligting. Maar ons het nou net uitgewerk dat sin 2 theta in die vorige som, ons weet dat sin 2 theta is 5 op 13. Ons het nou net dit uitgewerk deur van die persdriehoekie te gebruik maak. Maar ons weet dat in ons driehoek waar OA is, sien ons dat daar is 'n hoek wat 'n 2 theta mos in het. So as ons in daai oranje hoekie kyk en ons blou driehoekie, dan is sin 2 theta teenoorstaande op skuins, en dit gaan dan wees 5 op AO, as ons in ons blou driehoek kyk. So omdat sin 2 theta in ons blou driehoek, ons weet is 5 op AO, maar ons weet ook uit 'n vorige vraag uit, dat sin 2 theta is 5 op 13, dan beteken dit mos dat 5 op 13 moet gelyk wees aan 5 op AO. En dit wil dan sê dat AO moet dan 13 wees. So AO is 13. So ons het dit nie gekry deur Pythagoras nie, ons het dit gekry deur 'n verhouding in hierdie driehoek te vergelyk met 'n verhouding in 'n vorige vraag. Goed, nou kan ons maklik die waarde van K uitwerk, want nou gaan ons sê skynsy kwadraat is die som van die ander twee sye gekwadreer. En dit gaan dan wees 169 minus 25, want ek gaan die 5 kwadraat oorvat, en dis K kwadraat. So dan is K kwadraat 144, en dit wil sê dat die K is 12. En dan let op, die K is by die negatiewe gedeelte van die x-as, so dit gaan 'n minus wees, so K is minus 12. So ons kan dit daar gaan invul. Goed, en die laaste vraag, tan alfa. So alfa is nou presies waar die oranje 2 theta staan in ons blou driehoekie. So tan alfa gaan wees teenoorstaande op aangrensend, so ons het alles wat ons daar nodig het, so dit gaan wees 5 op minus 12. Goed, volgende voorbeeld. Tan beta is 5 op 12, so hier het ons klaar die 1 trigonometriese uitdrukking aan die linkerkant, en ons het 'n breek of 'n verhouding aan die regterkant. En hier is ons ander klou. So kom ons gaan teken dadelik daai driehoekie, en dan gaan ons kyk wat hulle vir ons vra. So tan is positief, en dis positief in die eerste en die derde kwadrant, maar nou sê ons volgende klou, dat die hoekie beta, B, is kleiner as 90 of groter as 0, so dit is in die eerste kwadrant. So hierdie diagram of hierdie driehoekie gaan ons in die eerste kwadrant teken. So ons gaan 'n lyntjie trek, altyd aftrek of trek na die x-as toe, daai is 90, en ons hoek is van die eerste kwadrant af, totdat ons vas in ons lyn gaan, so in hierdie geval is ons hoek nou daar B, so ons kolletjie is ook nou presies daar waar B is, en ons derde hoekie is 90 minus B. Tan van B is teenoorstaande op aangrensend, so dit gaan wees 5 op 12. En nou kan ons derde sy gaan uitwerk.
kom ons noem dit R. R kwadraat is 12 kwadraat plus 5 kwadraat. En dit gaan wees 144 plus 25. En R kwadraat gaan dan 169 wees, so dit wil sê R is 13. So ons gaan die R uitvee, en ons kan 'n 13 gaan skryf. Ok, daar is ons driehoekie klaar, kom ons kyk wat hulle vir ons vra. Hulle sê bewys dat 13 sin b plus x gelyk aan 12 sin x plus 5 cos x is. Ok, so daar is nie 'n hoek wat b plus x is nie, daar is nie so 'n hoek nie. So wat ons nou moet doen, ons moet hierdie identiteit uitskryf. So dit is 'n graad 12 identiteit, so dit gaan wees sin van my eerste hoek, cos van my tweede hoek, plus cos van my eerste hoek, sin van my tweede hoek. Goed, nou kan ons die sin b gaan vervang, want daar is 'n hoek wat 'n b is in my pers driehoekie. So sin b is teenoorstaande op skuins, so dit gaan wees 5 op 13. Cos x, ons het nie 'n driehoekie met 'n hoek wat x in het nie, so dit bly net so. Cos b kan ons weer gaan vervang. Cos b is ongrensend op skuins, so dit is 12 op 13. En sin x, daar is nie 'n hoekie wat x in het nie, so dit bly net so. Nou maal ons die 13 in, so die eerste term gaan wees 5 cos x, en ons maal die 13 in, en die tweede term gaan wees 12 sin x. En dit is presies wat hulle wou gehad het. So kom ons ruil dit net om, dat dit presies soos hulle sin lyk. En dit was voorbeeld 3. Goed, nou kom ons by die voorbeelde waar hulle vir ons 'n hoekie gaan gee wat 'n grade is. So dit gaan altyd kleiner as 90 grade wees, en dan gaan ons aan die regterkant 'n lettertjie hê. So onthou dat aan die linkerkant moet ons een trigonometriese uitdrukking hê, en ons het dit nou so, en aan die regterkant moet ons 'n breek of 'n verhouding hê. So as daar net een dingetjie daar staan, een lettertjie, dan moet ons daai lettertjie op 1 gaan sit, sodat ons 'n verhouding of 'n breek kan hê. En nou gaan ons dit gaan teken, en omdat daai aan die linkerkant altyd 'n hoekie kleiner as 90 gaan wees, gaan ons net daai eenvoudig daai driehoekie in die eerste kwadrant altyd teken. So daai hoekie gaan 28 wees. Ons kan nou ons derde hoek ook uitwerk deur binnehoeke van 'n driehoek te gebruik, want ons gaan dalk dit ook moet nodig hê, en dit gaan dan 62 grade wees. So nou cos van 28 is nou nie net k nie, maar dis k op 1. So dis aangrensend op skuins. So k aangrensend op skuins op die 1. En nou kan ons met Pythagoras die derde sy gaan uitwerk, en dit gaan wees die wortel van die skynsy kwadraat minus die ander sy kwadraat. En as ons dit net gou vinnig wil noem, sê net maar R, dan gaan dit wees skynsy kwadraat is die som van die ander twee sye gekwadreer. So as ons die R alleen wil hê, is dit 1 kwadraat, of ons kan eintlik maar 1 skryf, minus k kwadraat is gelyk aan R kwadraat. En as ons dan nou die R alleen wil kry, dan kan ons die kwadraat wegvat deur 'n wortel oor die antwoord te sit, en dit is hoekom ons daai antwoord gaan kry. Ok, so dis ons R. Nou dit is alles wat ons nodig het, kom ons begin. So die eerste vraag, tan 208. Ok, so hier moet ons eers gaan vereenvoudig, want dis 'n hoek groter as 90 grade. So in plaas van die 208 gaan ons moet skryf 180 plus iets, want dit lê in die derde kwadrant. En dit gaan wees 28. Dit gaan wees positief tan 28. En nou kan ons na die driehoekie toe gaan, want daar is 'n hoek wat 28 is, en tan van 28 is teenoorstaande op aangrensend. So dit gaan wees teenoorstaande, dis die 1 kwadraat, maar ons kan maar 1 skryf, op die k kwadraat, en dan alles op k. Ok, volgende vraag.
Hierso is 'n hakie kwadraat, so ons gaan eers hier moet uitmaal om te kyk wat hulle hierso regtig vra, want ons kan nie nou onmiddellik die kos 14 het gaan vervang nie, want daar is hier 'n hoekie wat 14 grade is in die driehoekie nie. So kom ons maal hierdie uit. So ek gaan hierdie gou uitskryf, daar is 'n kort pad om 'n hakie kwadraat uit te maal, maar ek gaan dit maar nou die lang pad doen, so ons skryf die twee hakies langs mekaar. Ok, so dit gaan wees kos kwadraat 14 plus kos 14 maal sin 14 is kos 14 sin 14. En dan sin 14 maal kos 14 is weer kos 14 sin 14. So eintlik dan het ons hierso 2 sin 14 kos 14. En dan laastens sin 14 maal sin 14 is sin kwadraat 14. Goed, nou sien ons 'n paar interessante dinge wat hier gebeur het. Ons sien sommer twee identiteite. Kos kwadraat plus sin kwadraat as die hoek dieselfde is dit 1. So dit is 1. En dan ook 2 sin 14 kos 14 is sin 2 van daai hoek. En dan as ons dit vereenvoudig, kry ons 1 plus sin 28. En nou het ons 'n hoek wat in die driehoekie is, so nou kan ons ons antwoord in die driehoekie gaan haal. So dit gaan wees 1 plus en sin 28 is teenoorstaande op skuins. So teenoorstaande 1 kwadraat minus k kwadraat, ons kan maar net 1 skryf, minus k kwadraat en skuins is op 1. En dan kan ons maar net dit bietjie mooier maak en ons finale antwoord kan ons die 1 maar uitlos. Ok, sin 32. Ok, nou 32 is nie in daai driehoekies nie. En 32 is ook nie eers 'n kombinasie van daai twee hoekies nie. Die 62 en die 28, as ek dalk sê 62 minus 28 of 62 plus 28, dit gaan ook nie vir my 32 gee nie. So daardie 32, hy's klaar kleiner as 90. So hoe ons dit kan opbreek is, ons kan sê, in plaas van 32, kan ons sê 60 minus 28. So ons het dit nou opgebreek in 'n spesiale driehoekie se hoekie, daai 60. So ons kan altyd 'n 60 of 'n 30 of 'n 45 gebruik om ons te help hierso om hoekies op te breek, want ons hou van hulle, want ons kan hulle antwoorde maklik kry. En dan het ons die minus 28 gekies, want dit is 'n hoekie in ons driehoekie. Ok, so nou kan ons hierdie identiteit uitskryf. Sin van A minus B. So dit gaan vir ons gee sin 60 kos 28 minus kos 60 sin 28. Ok, so sin 60, in ons spesiale driehoekie gaan dit wees wortel 3 op 2. Kos 28 in ons blou driehoekie daarbo is aangrensend op skuins. Kos 60 in ons spesiale driehoekie is 1 op 2. En sin 28 in ons blou driehoekie daarbo is teenoorstaande op skuins. 1 minus k kwadraat en dan op 1. Ok, nou as ons daai vereenvoudig en ons maal ons tellers met mekaar, ons maal ons noemers met mekaar. En dan kry ons hierdie antwoord op 2. En vir ons finale antwoord, omdat dit op dieselfde KGV is, kan ons dit net, ons finale antwoord baie mooi skryf, alles op 2. Dit gaan wees k wortel 3 minus wortel van 1 kwadraat, ons kan maar net 1 skryf, minus k kwadraat en alles op 2. Ok, en dan nommer D. Hierso het ons sin 14. So 14 is nie in ons driehoekie nie, maar 14 is 'n halwe hoekie. 14 is 'n halwe hoekie. So ek gaan hom sommer in blou doen dat hy uitstaan, dis 'n halwe hoekie. So wat moet ons doen as ons 'n halwe hoekie het? Ons moet altyd skryf kos 2 van daai halwe hoekie. Kos 2
van daai halwe hoekie. En dan gaan ons die kosidentiteit uitskryf wat daai deeltjie bevat. So dit gaan wees 1 minus 2 sin kwadraat. Ons gaan die sin identiteit kies van daai hoekie. Onthou die hoekie hier moet altyd dieselfde wees as daai hoekie daar. Goed, nou kan ons gaan en aan die linkerkant kan ons daai hoek uitmaal en dit gaan vir ons cos 28 gee wat altyd vir ons na ons driehoekie toe gaan vat. En hier kan ons niks doen nie want ons het nie 'n hoek wat 14 is nie. Dis 'n halwe hoekie. Cos 28 weet ons is as ons na ons driehoekie gaan kyk, aangrensend op skuins is k op 1. So ons kan maar net k skryf. En nou moet ons met algebra al die goeters wat hier rondom die sin is oorvat. So ons gaan die 1 oorvat, dit gaan word 'n minus 1. Dan gaan ons deel met minus 2 en dan gaan ons die vierkantswortel skryf en dit gaan vir ons oorlos met sin 14 wat ons wou gehad het. Goed, so ek gaan net die finale antwoord hier skryf. So dis is sin 14 gelyk aan. En ons is klaar, maar ek gaan nou die minus boontoe vat. So ons gaan hê wortel, en as ons die minus boontoe gaan vat, dan moet hy met elke term daarbo gemaal word. So hy gaan met die k gemaal word. Die k gaan dan word minus k. Okay, so ek vat die minus boontoe. En hy gaan met die minus 1 gemaal word, en die minus 1 gaan word 1. So bo gaan ek hê 1 minus k. En dit is die halwe hoekie. Halwe hoekie. Goed, en dit was voorbeeld 4. Ok, voorbeeld 5 is weens in rooi gemerk, hy is 'n bietjie moeiliker. Kom ons kyk na hom. So sin 18 maal cos 18 is gelyk aan t. Aan die linkerkant het ons nie een trigonometriese verhouding nie. So ons moet bietjie manipulasie daar gaan doen, laat ons net een enkele trigonometriese uitdrukking met net 'n sin of net 'n cos of net 'n tan daar hê. En dan aan die regterkant moet ons 'n breek of 'n verhouding hê. So wat ons hier kan doen, kom ons gaan maal met 'n 2 daar vooraan, want dit gaan dan vir ons 'n identiteit gee. Maar dan moet ons aan die ander kant ook gaan maal met 'n 2, want ons moet onsself uitkanselleer. So hier aan die linkerkant gaan ons nou staan sin 2 van 18, dit is nou 'n identiteit. En aan die regterkant gaan hier dan staan 2t. So dan gaan hier eintlik staan sin 36 is gelyk aan 2t. So nou aan die linkerkant is daar net een enkele trigonometriese uitdrukkingkie, net 'n sin of net 'n cos of net 'n tan, sin 36. En hier gaan ons al lettertjie op 1 sit. Want ons wil 'n breek of 'n verhouding hê. En nou kan ons die driehoekie gaan teken. So daai eerste stapie was net so bietjie moeilik. En ons gaan dit in die eerste kwadrant teken, want ons hoekie is 36. En dis kleiner as 90. Ons gaan ons ander hoekie ook uitwerk, ons derde hoekie is 54. En sin van 36 is teenoorstaande op skuins, so daai gaan wees 2t op 1. Ok, kom ons gaan werk ons, ek gaan hom sommer x noem. Ons derde sy is altyd skuins sy kwadraat, is die som van die ander twee sye gekwadreer. So 1 kwadraat is 1, ek gaan die 2t kwadraat oorvat, so dit word minus 4t kwadraat is gelyk aan x kwadraat. En nou gaan ons 'n vierkantswortel om hierdie moet sit. So 1 minus 4t kwadraat is x. So my x is dan wortel 1 minus 4t kwadraat. Goed, daar is ons driehoekie nou volledig en nou kan ons begin. Die eerste vraag, tan 234. So tan 234 moet ons eers gaan vereenvoudig, want dit is groter as 90 grade. Dit in die derde kwadrant, so dit gaan wees 180 plus iets, plus 54. En dit gaan vir ons gee positief tan 54, en ons het ons derde hoekie gaan invul, so ons kan nou na die driehoekie toe gaan, maar daar is 'n hoekie wat 54 is. So tan 54 is teenoorstaande op aangrensend, en dit gaan dan vir ons gee teenoorstaande
op aangrensend. En dis daai antwoord. OK, volgende een, B, cos 72. Daar is nie 'n hoekie in die driehoekie wat 72 is nie. Maar as ons bietjie hier kyk, dan sien ons dat ons kan daai 72 opbreek as 2 maal met 36. En dan is dit 'n cos dubbelhoek identiteit. So nou kan ons hierdie uitskryf as 'n identiteit en ons kan enige identiteit kies. Ek gaan nou sommer die identiteit kies want daar's niks anders wat langs aan dit staan nie, so ek gaan die ene kies. En nou kan ons die cos 36 gaan haal in die driehoekie. En cos van 36 is aangrensend op skuins. So dit gaan wees hierdie wortel op 1. So ek gaan nie die 1 hoef te skryf nie. En dit gaan dan vir ons gee 2 maal met die kwadraat en die wortel kanselleer uit minus 1. Dit gaan vir ons gee 2 minus 8t kwadraat minus 1. En dit gee dan vir ons 1 minus 8t kwadraat. OK, dan nommer C. 27. So kom ons kyk wat gaan ons met 27 doen. So 27 sien ons is 'n halwe hoekie. Dis 'n halwe hoekie van die hoekie 54 waaraan ons driehoekie is. So wat gaan ons doen hierso? Ons gaan begin deur te sê cos 2 van daai halwe hoekie. Dis altyd ons begin. Ons vat daai halwe hoekie en ons skryf cos 2 van daai halwe hoekie. En nou skryf ons die regte cos identiteit uit. Hulle vra vir ons 'n cos, so ons gaan weer eens hierdie ene kies. Nou maal ons, daar moet ek seker is gelyk aanskryf. Want dis identiteit. Goed, cos 2 maal 27 gee vir ons cos 54. En hierso kan ons niks doen nie, want daar is mos nou nie 'n hoekie met 'n 27 in nie. Daar is 'n hoekie met 54 in, so cos 54 is aangrensend op skuins, so dit gaan wees 2t op 1. En nou moet ons met algebra alles aan die linkerkant kry om die cos 27 los te kry. So ons gaan sê, ons gaan eers die minus 1 oorvat, dan gaan ons deel met 2, en dan gaan ons die vierkantswortel van daai antwoord kry, en nou het ons die cos 27 los gekry. OK, so hierdie was weer die halwe hoekie vraagie. OK, ons oefen hom lekker baie. Goed, kom ons kyk na die volgende voorbeeld, voorbeeld 6. OK, hy is ook in rooi gemerk. So hy gaan bietjie moeiliker wees. So aan die linkerkant het ons cos 12 plus sin 12 is gelyk aan m. So ons sien aan die linkerkant het ons nie net een enkele term wat daar staan nie. Ons het nie net 'n sin of net 'n cos of net 'n tan nie. Ons het nou 'n cos 12 plus 'n sin 12 is gelyk aan m. So wat kan ons hier doen om aan die linkerkant net een enkele trigonometriese uitdrukking te kry, net 'n sin, net 'n cos, net 'n tan? Wel, ons kan nie dalk dadelik aan iets dink nie, maar die naaste wat hierdie nou lyk, as ons na ons identiteite kyk, is as ons hulle kan kwadreer. Want as ons hulle kan kwadreer, dan lyk dit bietjie soos ons identiteite. So kom ons kwadreer beide kante. So as ons daai hakkies gaan kwadreer, ons kan die hakkies uitskryf om dit te doen. By een van die vorige voorbeelde het ek 2 hakkies gekwadreer. So as ons hierdie gaan kwadreer, gaan ons kry cos kwadraat 12 plus ons middelterm gaan wees eerste term maal die tweede term maal 2, so dit gaan wees 2 sin 12 cos 12. En as jy nou nie hierdie kortpad kan onthou nie, kan jy net gou weer een van die voorbeelde in hierdie video's kyk waar ek die 2 hakkies uitgekwadreer het, deur dit langs mekaar neer te skryf. Ek het die langer pad daar gevolg, as jy nie hierdie kort pad kan onthou nie. Goed, en dan is hierdie plus sin kwadraat 12. So daar het ons nou die linkerkant gekwadreer, en as ons die regterkant kwadreer, kry ons m kwadraat. Nou sien ons dat hierdie cos kwadraat 12, kan jy onthou van die vorige voorbeeld, plus sin kwadraat 12 is 1. So dit gaan vir ons 1 gee. En hierdie, gaan nou maar ook in rooi doen,
2 sin van 'n hoek, kos van 'n hoek, dit gaan wees sin 2 van daai hoek. Dis graad 12 identiteit. En aan hierdie kant het ons nou m kwadraat. So hier staan nou 1 plus sin 24 is gelyk aan m kwadraat. So nou bly ons oor met sin 24 is dan m kwadraat min 1. Ok, so nou het ons aan die linkerkant net 'n sin met 'n hoekie en aan die regterkant gaan ons daai lettertjie wat ook al dit is op 1 sit want ons soek 'n verhouding. En nou kan ons driehoekie eers teken. So ons weet al dit gaan in die eerste kwadrant wees want ons hoekie is 24. Daai bietjie reguit maak. Ok, so ons hoekie is 24 en ons kan ons derde hoekie uitwerk, dis 66. Sin van 24 is teenoorstaande op skuins. So daai gaan die m kwadraat wees, daai gaan die 1 wees. Nou wil ons die derde sy uitwerk. So ons gaan sê skuins sy kwadraat is die som van die ander twee sye gekwadreer. So ons wil die x alleen hê, so ons gaan hê 1 kwadraat is 1 minus m kwadraat min 1 wat gekwadreer is. En dit gaan gelyk wees aan x kwadraat. Nou gaan ons 'n wortel om alles sit. So nou het ons 'n 1 minus, en nou gaan ek daai hakkie kwadraat sommer gou uitmaal, weer met die kortpad. So die eerste term gekwadreer, die eerste term maal die tweede term maal met 2. So dit gaan wees 2m kwadraat. En my derde term gekwadreer. Ek het weer eens die kortpad gebruik wanneer ons aan 2 hakkies wil uitmaal of 1 hakkie wil kwadreer. En dit gaan dan wees x. So kom ons kyk of ons dit net kan vereenvoudig. So ons gaan hê 1 minus m4 plus 2m kwadraat minus 1. En dit gaan ons x wees. So ons x gaan word ons x gaan word 2m kwadraat minus m4 en ons ene kanseleer uit. En dit is dan ons x. So dis die x wat ons nou hier kan invul. Dit was omtrent 'n groot Pythagoras som hierdie. Ok, so ons derde sy is 2m kwadraat minus m4. Ok, ek gaan die berekening uitvee en nou kan ons begin. Ok, so die eerste vraag wat hulle vra is sin 48. So daar is nie 'n hoekie in die driehoekie wat 48 is nie, maar ons kan nou raak sien dat in plaas van die 48 kan ons skryf dit is sin 2 maal 24, want dis 'n dubbelhoek. En daai identiteit kan ons uitskryf as 2 sin 24 kos 24 en 24 is in ons driehoekie. So nou kan ons sê 2 sin van 24 is teenoorstaande op skuins. So dit gaan wees m kwadraat min 1 op 1, maar ek hoef hier die 1 te skryf nie. En kos van 24 is aangrensend op skuins. So dit is nou daai hele wortelstorie, 2m kwadraat minus m4 op skuins wat 1 is, so ek hoef nie die skuins uit te skryf nie. En ons kan ons antwoord net so los. Ok, nommer B. Goed, hier is so 'n bietjie kwadrate in en hier is hoeke wat groter as 90 is. So ons gaan eers hierso moet vereenvoudig in ons kaasdiagram. So omdat daar 'n kwadraat is, gaan ek die kwadraat in hakkies om die hele som sit. So wat is my som? My som is kos 348. So in plaas van 348, dis in die vierde kwadrant, gaan ek sê 360 minus 12. En daai hele som moet gekwadreer word. Minus, hier is nou weer 'n kwadraat. So ek gaan om die hele som, gaan ek hakkies kwadraat sit. En wat moet kwadreer word? Sin minus 12. Sin minus 12, dis 'n negatiewe hoek. En omdat dit 'n negatiewe hoek is, skryf ek of plus ek 360 by. Ok, so kom ons kyk nou hierso. Daai hoek daar wat nou gekwadreer moet word is positief kos 12
En daai hoek hierso wat gekwadreer moet word is negatief sin 12, want sin is negatief in die 4de kwadrant. So nou het ons hierso cos kwadraat 12 minus, en daai minus word nou positief, want dit is die minus wat gekwadreer word, minus sin kwadraat 12. En cos kwadraat van 'n hoek minus sin kwadraat van 'n hoek is 'n identiteit, en dit is die cos dubbelhoek identiteit wat cos 212 is. En dit gee vir ons cos 24. Goed, so 24 is in ons driehoekie en dit is aangrensend op skuins. So ons finale antwoord gaan wees 2 wortel 2m kwadraat minus m4. Goed, nommer C het ons hierso 42. 42. Okay, so hoe kan ons 42 opbreek in 'n hoekie met 'n 24 in? Kan ons dalk een van ons spesiale hoekies gebruik? Ons spesiale driehoekies is ons 60, 30 en 45. Okay, so al wat ons hier kan doen, ons kan nie 'n spesiale driehoekie se hoek, met ander woorde 30, 60 of 45 gebruik om dit saam met een van ons blou driehoekies se hoekies te gebruik nie. So ons sien hier dat ons kan daai 42 opbreek as 66 minus 24. Want in plaas van 42 kan ons skryf 66 minus 24. En ons is gelukkig daarmee want beide daai twee hoekies is in ons driehoekie. So ons gaan hierdie identiteit uitskryf. So ons gaan sê dit is cos van ons eerste hoek, cos van ons tweede hoek, plus sin van ons eerste hoek, sin van ons tweede hoek. Nou is ons hoekies los en ons kan elkeen van hierdie antwoorde nou gaan haal in die driehoekie. Cos 66 is aangrensend op skuins. So dis m kwadraat min 1 op 1, ek hoef die 1 te skryf hier. Cos 24 aangrensend op skuins, nou staan ek weer by die 24. Aangrensend is hierdie wortel 2m kwadraat minus m tot die mag 4 op 1 en ek hoef die 1 te skryf nie. Plus sin 66 is teenoorstaande op skuins. Ek staan by die 66, so my teenoorstaande is hierdie sy met die wortel op 1, maar ek hoef die 1 te skryf hier. Sin 24 staan by die 24 teenoorstaande op skuins. Teenoorstaande is hierdie sy op 1. Goed, en as ek dit vereenvoudig, is daar net 2 van hierdie groot antwoorde. En dit is daai vraag.